Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by Maranatha bediening. Hierdie naweek vier ons die grootste fees van alle feeste van die Christelike kerk, naamlik Paasfees. Vandag op Goeie Vrydag gedenk ons die kruisiging van die Here Jesus, terwyl ons dan Sondagmôre saam met die hele Christendom oor die wêreld heen triomferend die opstanding gaan vier. Ons tema vandag, wondertekens tydens die kruisiging. Vriende, ek gaan na die boodskap ook nagmaal gebruik, en as jy dit graag saam met my wil doen, dan is jy welkom, en dan kan jy gerus ook nou die video miskien eers onderbreek, om vir jou 'n stukkie brood en 'n glasie wyn of druiwesap te gaan kry. Ons openingsgebed is vanoggend in die vorm van 'n lied. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Vriende, ons skriflesing is Matteus 27 vers 45 tot 55. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit die grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Liewe vriende, vanoggend gaan ons fokus op die interessante gebeure wat rondom die kruis van die Here Jesus plaasgevind het, rondom die kruisiging. 'n Klompie vreemde gebeure wat eintlik almal wondertekens is, wat gelaai is met groot betekenis, maar wat ons soms geneig is om mis te lees. Van die eerste gebeurtenis af, of eerste wonderteken dan, van die eerste gebeurtenis of wonderteken, lees ons in vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Vriende, die eerste baie vreemde
gebeurtenis, die van duisternis. In die middel van die dag, helder oordag, gebeur daar hierdie wonderwerk, want dit was geen gewone sonsverduistering nie. Dit was 'n bonatuurlike gebeurtenis deur die hand van God. Lukas sê in sy evangelie, die son het opgehou om te skyn. Dis interessant dat ook die nie-Christelike geskiedskrywers hierdie duisternis in hulle geskrifte bevestig. Met ander woorde, dit word nie net in die Bybel berig nie. Hoe dit ook al sy vriende, dit was in daardie tyd dat Jesus, die tyd van duisternis, sekerlik die grootste sielewroeging en lyding moes deurmaak. Hierdie duisternis was tegelyk 'n simboliese openbaring van die sonde en die dood. En dan natuurlik ook God se oordeele oor die sonde wat alles op Jesus neergekom het. Dit het geblyk Satan se grootste uur te wees, omdat hy gedink het dat hy hier finaal met die seun van God afreken. Maar broer en suster, die oomblik van Satan se oënskynlik grootste oorwinning was eintlik sy grootste nederlaag. Want daardie selfde 3 ure van duisternis was die oomblikke waarin God die totale mensdom se sonde op Jesus laat neerkom het. Ons sou kon sê dat in daardie 3 ure van duisternis het daar hel op aarde neergedaal. Hel op aarde waarin Jesus gekastei is vir die wêreld se sonde. Die pyniging wat Jesus in hierdie oomblikke moes deurmaak, was onbeskryflik groot. Soveel so, dat hy onmiddellik na die duisternis hard uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? En liewe vriende, om van God verlate te wees, is niks anders nie as hel. En dit het Jesus vrywillig en gehoorsaam aan sy Vader vir jou en vir my kom doen. In die 3 ure van duisternis op Golgotha het Jesus geboet vir jou en my sonde, sodat ons kinders van die lig kan word en as kinders van die lig kan lewe. Maar daar was ook 'n tweede baie vreemde gebeurtenis of teken wat gelyktydig met Jesus se sterwe plaasgevind het. Vers 50 en vers 51. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Vriende, die oomblik toe Jesus sterwe, toe skeur die voorhangsel in die tempel middeldeur. Nou vir julle wat dalk nie weet nie, die voorhangsel was daardie swaar gordyn in die tempel wat die heilige van die allerheiligste deel geskei het. Die heilige was die deel van die tempel waar die priesters nog kon ingaan, terwyl die allerheiligste die deel was waar slegs die hoëpriester en ook maar net eenmaal per jaar kon ingaan om vir die volk se sonde boete te doen. Julle kan dit gaan lees in Levitikus 16. En toe Jesus sterwe, toe skeur die voorhangsel middeldeur, wat vir ons wil simboliseer dat die skeiding tussen God en die mens deur die offer aan die kruis weggeneem is. Van nou af sou alle mense vry wees om na God te gaan, omdat Christus die lam van God was, wat aan die kruis ons sonde weggeneem het, vir ons sonde betaal het. Broer en suster, die allerheiligste het die teenwoordigheid van God voorgestel.
Daarom was dit so heilig en so ontoeganklik, dat die sondige mens nie voor die heilige aangesig van God kon verskyn nie. Maar deur sy kruisdood betaal Jesus vir ons sonde en bring hy versoening tussen ons en God. En daarom kon die Hebreërs skrywer dan ook skrywe in Hebreërs 10: Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Met ander woorde, sy liggaam wat vir ons sonde geoffer is. Hebreërs 10 vers 19 en vers 20. Maar broer en suster, vriende, daar was in daardie selfde oomblikke van Jesus se sterwe nog 3 gebeurtenisse, vreemde gebeurtenisse, nog 3 tekens wat ek ook graag net kortliks vir ons wil uitwys. Die Bybel sê die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar geskeur, uitmekaar gebars, vers 51. Met ander woorde, daar was in daardie oomblikke ook 'n groot aardbewing. Vriende, nou sal julle waarskynlik weet dat ook die aarde deur die mensdom se sondeval aangetas is. Kom ek lees vir ons Genesis 3 vers 17. Vir die mense het die Here God gesê: Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Die vervloeking van die aarde was 'n direkte gevolg van die sondeval. En vriende, daarom leef ons vandag ook op 'n aarde wat besoedel is en wat aan rampe, soos droogtes en haalstorms en aardverhitting en noem maar op, blootgestel is. Vriende, ons leef vandag op 'n stikkende aarde, stikkend as gevolg van die sonde. Maar vriende, toe die Here Jesus sterwe, toe raak dit ook aan die aarde waarop ons woon. Die aardskudding was nie sommer maar net 'n dramatiese effek by die kruisiging van Jesus nie. Dit was ook simbolies van die feit dat die huidige aarde waarop ons woon deur die sonde aangetas is en vernietig gaan word. En dat God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep. Dit waarvan Openbaring 21 ons vertel. Ook die aarde, vriende, is deur die versoeningsdood van Jesus geraak. En vriende, saam met die aardbewing het daar ook 'n ander baie vreemde gebeurtenis plaasgevind. Ons lees in vers 52 en 53 dat daar grafte oopgegaan het en dat daar baie gelowiges uit die dood uit opgestaan het. Nog 'n absolute wonderteken uit die hand van God wat met Jesus se kruisiging saamgeval het en wat heel dikwels deur mense misgekyk word. En weer eens, liewe vriende, gevul met sterk simboliese betekenis. Hierdie opstanding wys profeties vooruit na die groot opstanding wat gaan kom. Die algemene opstanding wat met Jesus se tweede koms gaan plaasvind. Dit wat ons so duidelik oorlees in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Vriende, die opstanding van hierdie klomp gelowiges is alreeds vir ons 'n bevestiging van die groot opstanding wat eenmaal gaan plaasvind. En dit vertel ook vir ons dat die vyand van die dood aan die kruis oorwin is. Die dood wat natuurlik ook 'n direkte gevolg van die sondeval was. Jesus se offer, vriende, was werklik 'n omvattende offer. En dit bring vir my by die 5de en ons laaste vreemde gebeurtenis of teken wat ek graag vir ons wil uitlig. Die geloofsbelydenis van die Romeinse soldate.
Liewe vriende, by die aanskoue van dit alles, en sekerlik in verwondering oor al hierdie gebeure, sowel aan die kruis as rondom die kruis, lees ons dan die vreemdheid van 'n klompie Romeinse soldate wat tot 'n geloofsbelydenis kom. Vers 54. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Markus se vertelling sê, Markus sê dit was die offisier wat dit bely het, maar vanuit hierdie vertelling was dit duidelik dat ook die ander soldate saamgestem het. Meegevoer en oorweldig deur hulle vrees en hulle verwondering vir wat hulle gesien en beleef het, kom die soldate tot hierdie kragtige belydenis. Tragies, vriende, is dat sy eie volk, die Jode, Jesus verwerp het en uitgelewer het. En nou is dit uit die mond van die heidense Romeine wat die waarheid en die identiteit van die Here Jesus hier bevestig word. Hierdie man was werklik die seun van God. So, liewe vriende, uit hierdie belydenis uit heidense monde, nie net Jesus se ware identiteit bevestig nie, maar het dit ook simbolies daarop gewys dat Jesus se kruisdood ook verlossing gebring het vir die heidense volke. Aan die kruis het Jesus die losprys vir die hele wêreld betaal, vir elke volk en taal en stam en nasie, ook vir jou en vir my wat vandag oor hierdie gebeurtenis nadink. Daarom dan ook die vraag aan elkeen van ons vanoggend. My liewe vriend en vriendin, kan jy ook vandag saam met die Romeinse soldate met 'n oortuigde hart uitroep, hierdie man was werklik die seun van God. En weet jy, as jy hierdie woorde vanoggend kan sê, dan is jy werklik geseënd, want dan is dit 'n oortuiging wat die Heilige Gees ook diep in jou hart geplaas het, want die Bybel leer vir ons dat niemand kan sê dat Jesus Christus die Here is sonder die Heilige Gees nie. 1 Korintiërs 12 vers 3. Dis alleenlik die Heilige Gees wat 'n sondaar mens tot 'n kragtige geloofsbelydenis kan bring. Kom ek vat vir ons saam. Vriende, ons sou kon sê dat al hierdie buitengewone gebeure rondom die kruisiging van Jesus beklemtoon vir ons die geweldige en omvangryke gebeurtenis wat daardie dag op die heuwel Golgotha plaasgevind het. Die betekenis van Jesus se kruisdood en die impak daarvan was enorm en verrykend. Ons kan ons nie regtig dit behoorlik indink nie. God het sy eie seun geoffer vir die sonde van die mensdom. Jesus het vrywillig sy lewe kom aflê, sodat ons kan lewe. Jesus se 3 ure van duisternis sou vir ons die ewige lig laat deurbreek. Jesus se helse smarte sou vir ons van die ewige hel laat vrykom. Deur sy offer heen het die voorhangsel geskeur en het Jesus vir ons die pad na die Vader toe oopgemaak. Die aarde is daardie dag geskit, maar eenmaal gaan dit totaal verander wanneer God alles gaan herskep en nuut maak. 'n Klompie afgestorwe gelowiges is daardie dag opgewek tot die lewe, maar eenmaal sal alle gelowiges in Christus ook oor die dood triomfeer en vir altyd kan deel in hemelse heerlike lewe. En vriende,
ten diepste konfronteer hierdie gebeurtenis op Golgotha ons almal ook tot 'n beslissing oor Jesus. 'n Beslissing ten opsigte van Jesus. Verwerp ons hom saam met die Jode en die ongelowige wêreld? Of bely ons saam met die Romeinse soldate, hierdie man was werklik die seun van God? Mag die Gees vanoggend hierdie boodskap gebruik om elkeen van ons wat luister tot 'n ware en tot 'n nog dieper geloof in die Here Jesus Christus bring. Mag vandag 'n dag wees van stil wees en verwondering en nadenke oor die liefde en die genade en die ingrype van God in hierdie wêreld. Dat God sy eie seun gestuur het om vir ons sondeskuld te kom betaal. Mag die herdenking van die kruisgebeure vandag opnuut met groot krag en betekenis tot elkeen van ons spreek. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, by die aanhoor van al hierdie vreemde gebeure, besef ons opnuut hoe groot die betekenis en die impak van u kruisdood was. Die geweldige gebeurtenis wat soveel voordele en seën vir ons ingehou het. Dankie Here vir u offer aan die kruis. Dankie vir u onuitspreeklike groot liefde en genade vir ons as mensekinders en vir die redding wat dit vir ons gebring het. Here Jesus, en ons wil reageer daarop deur gelowig te buig voor u. En ons wil u aanbid as ons saligmaker en verlosser. Die lam van God wat gekom het om ons sonde, my sonde, weg te neem. En Here, as ons nou ook die nagmaal gaan gebruik, dan is dit ons gebed, kom voed ons geloofslewe met die tekens van brood en wyn. En Here, vergewe asseblief ook al ons sonde. Amen. Let us break bread together, fall down on our knees, remember the one who died for you and me. He said, this is my body, and this is my blood, and I give my life freely for the bride that I love. Let us drink wine together, sing praise to his name, give thanks for the Lamb who was slain. He said, this is my body, and this is my blood, and I give my life freely for the bride that I love. Liewe vriende, nou nooi ek graag vir julle, kom deel saam met my in hierdie wonderlike herinneringsmaaltyd wat die Here Jesus self vir ons ingestel het. Die brood wat ons breek
is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam ook vir jou gebreek is tot 'n versoening vir jou sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. My vriend en vriendin, mag jy 'n wonderlike Paasnaweek hê en mag vandag inderdaad vir jou goeie Vrydag wees. Ons slotlied, kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis en weet, Jesus het al my sonde vergewe. En liewe vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou. Jesus sal al jou sonde wegwas, jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. Jesus sal al jou sonde wegwas. As jy kom kniel by die kruis. Jesus sal al jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. Jesus sal al jou sonde wegwas. As jy kom kniel by die kruis. 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 Want Jesus ontmoet jou daar. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Oh, kom kniel by die kruis. Want Jesus ontmoet jou daar. Jesus sal al jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. Jesus sal al jou sonde wegwas. As jy kom kniel by die kruis. Jesus sal al jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas.
was